Goeiemôre gemeente, goeiemôre. Ek gaan nou nie die atmosfeer breek, ons het so lekker saam gesing en ek gaan later, wanneer ek by die Bybelgenootskap aanbieding kom, dan gaan ek bietjie meer van myself vertel. Broers en susters, jy kan vanoggend die Bybel oopmaak, as jy saamgebring het of saam met ons lees van die vooraf 1 Konings 19 wil ek graag vir u vandag voorhou. Jy kan dit ook nie mis nie, want is net na 1 Konings 18. Elia vlug vir Isebel. Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: "Mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie." Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: "Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie." Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê: "Word wakker, eet." Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê: "Word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word." Toe staan hy op en hy eet en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord toe: "Ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om ook om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom: "Kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan." Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: "Wat maak jy hier, Elia?" En dan herhaal hy dieselfde wat hy vir die Here gesê het dan ook in vers 10. Hy het geantwoord: "Ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here, Almagtige God." Vers 15. Maar die Here sê vir hom: "Draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, 3 opdragte wat Elia moes uitvoer. Moet jy vir Gasal, eerste opdrag, salf tot koning van Aram. Tweede opdrag, jy moet ook vir Joei, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En die derde opdrag, en vir Elisa, seun van Safat, uit Abel Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Gasal se swaard vryspring, Joei sal hom doodmaak. Wie Joei se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie." Nou broers en susters, ons
vers vir vandag se boodskap is vers 4. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hierdie woorde is vir ons belangrik. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Nou is dit genoeg, Here. Wie van ons was nie al op die punt van ons lewe gewees nie? Dat jy genoeg gehad het van jou werk. Dat jy genoeg gehad het van jou raserige buurman, wat op snaakse tye van die dag of die nag sy boembomboks uithaal en jou versteur, jou vrede kom wegvat met sy harde musiek. Dat jy genoeg gehad het van die konstante druk en bekommernis waaronder jou lewe verkeer. Genoeg gehad het dat jy gebid het en die Here so vertrou het vir 'n deurbraak in jou lewe. En na jare het daar nog niks verander nie. Broers en susters, my ma het vir my altyd gesê wanneer ek haar tot breekpunt met my stoutighede gedryf het, dat sy tot hiertoe keelvol vir my is. En ek het altyd gewonder, kan ek hierdie level net 'n bietjie nog hoër vat? Maar dit was haar manier om te gesê het, dat sy nou regtig genoeg gehad het van my stoutighede, my ongehoorsaamheid. En broers en susters, so ontmoet ons in die teksgedeelte, so vind ons ook 'n man, 'n profeet, Elia, wie se naam nogal die Here is my God beteken, wat keelvol was, wat vir die Here gesê het, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Letterlik sê hy, dis te veel vir my, Here. Ek kan dit nie hanteer nie. En daarom wil ek vandag met u praat oor die tema, kan 'n mens weer opstaan wanneer jy genoeg gehad het van alles en almal in jou lewe? Ja, broers en susters, wanneer jy op daardie punt gekom het dat jy net nie meer kan nie. Nou broers en susters, 'n belangrike vraag vir ons boodskap is, wat was dit waarvan Elia genoeg gehad het? En daar is veral twee dinge wat ons in hierdie gedeelte raak sien, waarvan Elia genoeg gehad het. En die eerste een is vrees. Ons moet erken dat 1 Konings 18 'n wonderlike hoofstuk in die Bybel is, waar Elia tot die Here gebid het en die Here met vuur geantwoord het. Ons lees dit daar in 1 Konings 18 vers 38. Toe kom daar vuur van die Here af en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. En toe die volk dit gesien het, vers 39, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. En na dit waar die 450 Baal-profete om die lewe gebring is. Maar in 1 Konings 19 het daar 'n ander stemmetjie gekom. Die van Isebel, wat 'n boodskapper na Elia toe gestuur het om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Dit wil sê, ek wil jou doodmaak.
Jy het die Baal-profete doodgemaak en dis wat ek beplan om met jou te doen. En broers en susters, Elia verloor alle perspektief en vrees oorval hom. Dit word donker rondom Elia en hy vlug vir sy lewe. En so sien ons vir Elia, so vind ons vir Elia daar onder 'n besembos waar hy sê, nou is dit genoeg, Here. En broers en susters, kinders van die Here, gelowiges word ook daagliks blootgestel aan stemme in die wêreld wat ons bang maak, wat ons bevrees maak. Dit kan gebeur dat die stemme in die wêreld wat ons bang maak, ook vir ons op 'n dag ook net te veel word. Sodat jy alle perspektief verloor. Jy's 'n redelike persoon wat dinge kan uitredeneer en in beheer van jou emosies is, maar op 'n dag jy verloor alle perspektief. Dit raak donker rondom jou met die gevolg dat jou omstandighede vir jou sinloos word, betekenloos word. Nou is dit genoeg, Here. Dinge het vir my net te veel geword. Ek kan nie meer nie. Dalk is dit ook waar van jou lewe vandag. Interessant, so akiet is vrees in die lewens van kinders van die Here, dat daar al gesê is dat ons 365 keer in die Bybel lees, moenie bang wees nie. Eerste ding waarvan Elia oorgenoeg gehad het in sy lewe, was vrees. Dit bring my by 'n tweede punt waarvan Elia genoeg gehad het. Elia het gevoel dat sy werk vir die Here te vergeefs was. 2 keer sê Elia dit dan ook in hierdie gedeelte vir die Here in vers 10 en vers 14. Ek lees vir die vers 10. Hy sê vir die Here, ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here Almagtige God. Elia sê vir die Here, Here, ek het my alles vir die saak van die Here gegee, sodat Israel weer na die aanbidding van die ware God kan terugkeer. En die valse aanbidding van die Baal afbeeld kan los. Maar volgens Elia was dit alles te vergeefs gewees. Dis soos 'n dominee wat sê vir sy kerkraad, ek het huisbesoek gedoen, ek het gepreek, ek het uitgereik na mense. Regtig, ek het my alles gedoen, dis soos 'n ouderling, 'n diaken. Een die werk as 'n onderwyser, onderwyseres, 'n sekretaresse of waar jy ook al jy het jou alles gegee. Jy het vroeg opgestaan, jy het ekstra ingesit. En jy voel dit was alles te vergeefs. En dan sê Elia ook, net hy het oorgebly en boonop wil hulle hom, net hy het oorgebly en boonop wil hulle hom ook nog doodmaak. Here, dis genoeg, dis te veel. Ek kan nie meer, die ding het vir my net te veel geword. Broers en susters, ek weet nie of jy 'n Afrikaanse onderwyser is of 'n onderwyser in die gemeente is nie, maar weet jy wat 'n sinonieme, wat die woorde wat selfde beteken, weet jy wat 'n sinonieme vir die woord te vergeefs? Nutteloos, verniet, vrugteloos.
Dis sinonieme vir die woord tevergeefs. En mense ervaar 'n gevoel van tevergeefsheid wanneer jou harde werk op niks uitgeloop het nie. Wanneer jy alles ingesit het, jy het jou alles gegee om iemand te help, om iemand by te staan, om iets vir iemand te doen, en jy het jou tyd gemors. Mense ervaar 'n gevoel van tevergeefsheid wanneer jy nie betekenis, 'n doel en sin in jou lewe vind nie. Dan kom mense op die punt om te vra, waarom lewe ek? Waarom is ek hier? Wat doen ek hier? Mense ervaar 'n gevoel van tevergeefsheid wanneer jy so tot die Here gebid het, wanneer jy die Here so vertrou het vir 'n deurbraak in jou lewe. En na jare het niks verander nie. Dan kan 'n mens voel, dan kan 'n mens vra, vir wat dien ek die Here? Hoekom dien ek die Here? Dit help nie om te bid nie. En so vind jy gelowiges wat sê, nou is dit genoeg, Here. Ek bedank uit u koninkryk uit. Los my asseblief uit. En broers en susters, so vind ons dan vir Elia, wat interessant tot by Berseba in Juda gevlug het. Nou Berseba was die mees suidelikste punt van die beloofde land gewees. Dit wil sê, Elia wou net so ver as moontlik wegkom van alles en almal. En dan lees ons, hy het sy slaaf daar agtergelaat en hy het self 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Dit kan gesien word dat hy sy slaaf agtergelaat het en self 'n dagreis ver die woestyn ingegaan het, dat Elia sy profete roeping wou los. Elia het genoeg daarvan gehad. Nou is dit genoeg, Here. En weet jy, broers en susters, wat vir my so mooi van die verhaal is dat Elia opgegee het. Elia het opgegee, 'n mens kan dit sê, hy het opgegee op sy profete roeping. Maar God het nie op Elia opgegee toe hy dit gedoen het nie. Nee, God kom bemoei hom eerstens met Elia deur 'n engel om vir hom kos te gee vir die pad wat voorgelê het. Anders sal die pad vir jou te lank word. Deur vir Elia 2 keer te vra, wat maak jy hier, Elia? Interessant, die Here vra dit vir hom 2 keer, om Elia tot besinning te roep, maar ook weer om vir Elia 'n doel, sin in die lewe te gee. En die feit dat die Here dit 2 keer vir Elia gevra het, wys vir ons dat Elia se eerste antwoord onvoldoende was. En dat die Here geduldig met Elia was deur vir hom 'n tweede keer die vraag te vra, wat maak jy hier, Elia? Maar Elia gaan maar nog steeds op die ou trant aan deur dieselfde antwoord as die eerste antwoord wat hy gegee het. God het hom derdens met Elia bemoei, wat vir my so mooi is, deur met hom in sy gebrokenheid. As jy net daai prentjie van Elia kan sien daar onder 'n besembos, deur met hom in sy gebrokenheid in die fluistering van 'n windstilte te kom praat. En die beeld wat by my opkom is dat die Here
saggies met Elia praat. Elia. Jy weet, jy kry mos party mense, my vrou is nogal so, joh, sy kan tot in 'n tandarts se stoel aan die slaap raak. Sy kan op 'n treinspoor sy is een van daai wat geseën is, sy kan net te lekker slaap nie. En jy kry mos mense, as jy nou wakker maak nie, dan is hulle aggressief en so aan, maar die Here kom so saggies en teer in Elia se gebrokenheid en wat my voorstel, fluistering van 'n windstilte. Om vir hom bemoediging en vir hom versekering te kom gee vir 'n profeet wat opgegee het, wat genoeg gehad het. En laastens, broers en susters, het die Here hom met Elia kom bemoei deur vir hom 3 opdragte te gee. En die hartseerste is dat Elia net die 3de opdrag so half gehoorsaam gedoen het deur net sy mantel op Elisa te gegooi het. Die eerste 2 opdragte het hy glad nie gedoen nie. En soos ek gesê, die 3de opdrag het hy so half gehoorsaam gedoen. Ten spyte van God se herhalende bemoeienis en moeite met Elia, het Elia opgegee. Al wat Elia wou doen, was om weg te kom van sy profete roeping en taak, want hy het genoeg gehad. Met respek gesê, hy was keelvol. En dit bring ons by die laaste vraag. Waarom is hierdie verhaal van Elia vir ons opgeteken? Dit is interessant dat die verhaal eers op skrif gestel is in die Babyloniese ballingskap, toe Juda uit Jerusalem weggevoer is na Babel toe in 586 voor Christus. Het is interessant dat hierdie verhaal toe opgeteken is in daardie tyd. Toe die Jode in ballingskap gesit het en hulle sou gevra het, waar is God? Het hy nie van ons vergeet en ons in die steek gelaat nie? Toe word die verhaal van Elia vertel. Van God wat hom op die berg Karmel aan sy volk kom openbaar het as die lewende en antwoordende God. En ten spyte daarvan het die volk aangehou om te sondig. En selfs die profeet Elia, selfs die man wat moes voorloop, selfs die profeet Elia het opgegee. Selfs die profeet Elia wou sy profete roeping en taak opgee, want hy het vir die Here gesê dat hy genoeg gehad het. Hoor mooi wat ek nou gaan sê. Daarom wat die Jode in ballingskap moes hoor, en wat ons vandag in hierdie gemeente van NG Wonderboom Suid, en wat u vandag moet hoor van die verhaal van Elia, is God se getrouheid. God se getrouheid. God wat aanhou om vir ons kos te gee. Wanneer ons sê dat ons genoeg gehad het. God wat aanhou om vir ons kos te gee. God wat aanhou om ons te kom bemoedig. Ek hou van hierdie woorde wat ek nou gaan sê. God wat aanhou om in Jesus Christus sy liefdesgesig, sy genadegesig vir jou en my te kom wys. God wat aanhou om ons tot verantwoording te roep. Wat maak jy hier?
Waarmee is jy nou besig? Wat doen jy nou? Dien jy die Here nog met jou hele hart, siel, krag en verstand? Wat maak jy hier? Broers en susters, so getrou is God, dat hy ook weer vandag vir jou in jou omstandighede, waar jy dalk opgegee het, of dalk is u op die punt om op te gee, waar jy op die punt is, jy het genoeg gehad van sy getrouheid in jou situasie te kom verseker. Om vir jou te sê, my kind, selfs al moet jy deur die donkerste dieptes gaan, selfs al moet jy deur die donkerste tyd van jou lewe gaan, hoef jy nie bang te wees nie, want ek is by jou. Daarom sluit ek af. Kan 'n mens weer opstaan wanneer jy genoeg gehad het? Ja, dit is moontlik, maar slegs omdat God getrou is. Amen. Amen. Kom ons bid net saam. Dierbare God en Hemelvader, dankie vir u getrouheid. Dankie dat u nie opgee op my wanneer ek genoeg gehad het nie. Dat u konstant, herhaaldelik na my uitreik met kos. Geestelike kos, krag vir my week, vir môre, vir die maand, vir die jaar. Maar dankie Here ook vir daardie liefdesgesig, daardie genadegesig in Jesus Christus, waarmee u getrouheid aan my kom beklemtoon en verseker. Here, ek wil bid vir Dominee Johan, die kerkraad, die gemeente. Here, dat u hierdie gemeente sal kom omvou met u liefde en u genade. En ja, Here, ons is menslik. Ons kom partykeer op daardie punt wat ons sê, ek kan nie meer nie. Dinge het vir my net te veel geraak. Maar dankie dat ons kan weet en kan hoor deur die woord vandag, God is en bly getrou aan my. Ons bid Here vir siek mense in die gemeente, mense wat U nodig het. Ons bid ook Here vir hierdie gemeente se karnaval die 30ste Mei. Here, dat U dit ryklik sal seën en dat hierdie gemeente ligdraer van Jesus ook in hierdie gemeenskap sal wees, sodat hulle ook kan weet dat Jesus Christus, die lewende Here, hier aanbid en verheerlik word. In die naam bo alle name, voor wie elke knie en sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is, bid ons dit. Amen. Amen.